Dis 'n verskriklike groot voorreg om 'n ouer te wees. En my hart gaan altyd uit na mense wat so bitter graag ouers wil wees en vir wie dit biologies nie moontlik is om 'n ouer te wees nie. En dan aan die ander kant dan sien ek hoe sulke mense baie keer so groot invloed het op ander kinders wat nie hulle eie biologiese kinders het nie. Biologie maak nie van jou 'n pa of 'n ma nie. Dis baie keer sien ek in tweede huwelike of in ander huwelike waar die persoon dalk oorlede is of wat ook al en weer trou dat 'n biologiese pa of 'n biologiese ma nie die enigste invloed is nie. Maar dat ouers die ouerskap aanvaar wat na hulle toe gebring word met dedication. En ek wil vandag alle ouers eer en grootouers en oupa en ouma groote en ooms en tannies en ons gaan nou daarby kom en almal wat soos Wendy gesê het 'n invloed het op hierdie kinders se lewens. My pa het altyd gesê as hy geweet het dat sy kleinkinders so oulik sou wees, het hulle eerste gehad. So, ek gaan nou nie voor my 2 dogters en my 1 seun wat hier is vanoggend dieselfde sê nie. Ek is baie happy met my 4 kinders wat ek het en dan ook dit wat hulle na ons toe gebring het in die vorm van ons kleinkinders. Die term oupa was altyd iets wat ek nie verstaan het nie, tot ek self daai eerste enetjie vasgehou het en besef het, dis eintlik 'n mooi woord, oupa. Dis eintlik iets wat jy in jou hart, diep in jou hart bær, en jy sal nie verstaan as jy nog nie daai titel het nie, maar jy sal eendag verstaan. Ek kan nooit die hype verstaan nie. Ek het gehoor van die ou wat ingekom het by 'n plek en hy gaan sit daar, hy het bals gespeel en hy gaan sit daar by 'n plek en hy sê vir die ou, het jy kleinkinders wat langs hom sit? En hy sê vir hom, ja ek het. Hy sê nee, okay, en hy loop aan na die volgende ou toe. Sê, het jy kleinkinders? Die ou sê, ja ek het. Hy sê nee, okay, en hy loop na die derde ou toe en hy sê vir die derde ou, het jy kleinkinders? Die ou sê nee, hy sê laat ek jou myne gou wys. So hy soek nie kompetisie nie. Maar saam met hierdie groot voorreg van ouerskap is daar ook natuurlik die verantwoordelikheid. Ons almal dra hierdie verantwoordelikheid, of jy nou, jou kinders nou al uit die huis uit is, en of jou kinders nog besig is om groot te word, en of jy nou 'n tannie of 'n oom is, of 'n oupa of 'n ouma, of 'n een of ander manier, jy het 'n invloed op kinders se lewens. En dis wat die Here op my hart gelê het, om vanoggend met julle te deel. Om 'n lig te wees in 'n donker wêreld vir ons kinders, maar ook om ons kinders groot te maak, om 'n lig te wees in hierdie donker wêreld. Ek dink nie die wêreld probeer ons kinders beïnvloed nie. Ek dink hulle wil ons kinders definieer. En daar's 'n groot verskil. Dit gaan nie net meer oor die invloed van die wêreld en die wêreldsienings op kinders se lewens nie. Maar ek dink ons lewe nou in 'n tyd waar die wêreld op 'n punt gekom het, waar hulle nie ons kinders wil beïnvloed nie, maar wat hulle ons kinders wil definieer. Hulle wil hulle definisie van kind wees en van allerhande in alle aspekte, wil hulle definisie op ons kinders afdwing, sonder om hulle keuse te gee van wie en wat hulle regtig is, en wat God gemaak het. Onthou die woord sê vir ons dat hy het ons kunstig geweef, nog voor ons gebore is. Ek dink een van die vertalings, en ek dink is die 53 vertaling van die Afrikaans wat sê, u het my ongevormde klomp gesien. Dis nog voor ek 'n vormpie gehad het, toe ek nog 'n embriootjie was, ek was nog 'n ongevormde klomp. Net selle en beentjies wat nog besig is om te ontwikkel in my lyfie, het u my al gesien. Dis my so mooi om te dink dat God het my ongevormde klomp gesien. God het my gesien en hy weet presies wie ek is. Hy het my beplan in die fynste detail. En ek dink ons as ouers en as gemeente het die verantwoordelikheid om ons kinders te help om hulle self te definieer wie hulle is en wat hulle is. So ek wil net met jou praat oor 'n paar goedjies vanoggend en
die eerste en vir my een van die belangrike dinge is, dat ons kinders is ons roeping. Ons kinders wat ons groot maak, is ons roeping as ouers en so aan. En weet jy wat, nou, ek sit myself glad nie uit as hierdie kenner op die gebied van ouerskap nie. Maar ek wil vir jou sê, ek dink as ons kinders sien as 'n persoon, weet ek net moet groot maak, of iets wat ek dalk nie beplan het nie, of iets wat maar net oor my pad gekom het, dan dink ek maak jy 'n fout. En dit is dalk jou grootste fout wat jy ooit kan maak. As ek moet my kind sien, of my kind nou 'n volwasse is, of my kind 'n tiener is, en of my kind nou nog op laerskool is, en of hy nog voorskool is, en of dit een van hierdie 3 pragtige kinders is wat ons vanoggend aan die Here toegewy het, dit maak nie saak nie. My kind is my roeping. Kyk gou saam met my na Psalm 127 vers 3. Hy sê, seuns, kyk seuns, jy kan dogters daarby sit. Seuns en dogters is 'n erfdeel van die Here. Die vrug van die moederskoot is 'n beloning. Nou, 'n erfdeel beteken dat God het dit beplan. Dit is iets wat ek saam met my vat, en 'n erfdeel is iets wat my verryk. Dis iets wat my anderster laat optree. 'n Erfdeel is iets wat ek sonder verdienste kry. Dis iemand anderster se goedheid. Dis iemand anderster, as ek iets erf, dis nie deur my werke nie. Dis nie deur myself nie. Dis nie iets wat ek voor gewerk het, of wat ek verwerf het, of wat ek verdien het nie. Dis iets van iemand anderster, wat hulle dit vir my gee, uit die goedheid van hulle hart. En as ek my kind sien as 'n erfdeel van God, Psalm 127 sê, hulle is 'n erfdeel van God. Dis meer as 'n taak. En ek dink 'n ander fout wat baie mense maak, en ek weet nie of jy dit al gehoor het nie, hulle praat baie keer van kinders as die kerk van môre. Of die kinders is die toekoms van môre. Nee, hulle is die realiteit van vandag. En ek dink dis 'n mind change wat ons in ons koppe moet sit van, ek moenie my kind groot maak sodat hulle eendag in posisies van leierskap kan wees, of dat hulle eendag hulle posisie kan inneem nie. Ek dink kinderopvoeding is juis dit, as ek my kind sien, as dit wat God vandag op my hart gesit het, dat ek vandag 'n invloed op daai kind kan hê. Kinders is nie die kerk van môre nie. Daarom is kinderbediening en jeugbediening vir ons so belangrik. Dis kom ons kindertjies daar by die kleuterskool area vat, en hulle het onderwysers, hulle het hulle eie kurrikulum, wat op hulle vlak vir hulle bedien. En dis deel van hierdie konneksie wat ons maak vanoggend met hierdie 3 mense, en hierdie 3 pare wil ek amper sê, om te sê, dis nie net julle verantwoordelikheid om julle kinders groot te maak nie, maar ons gaan deel vat van hierdie erfdeel, en ons wil saam met julle, wil ons jou kind groot maak. Ons as gemeente gaan saam met jou staan. Ek dink 'n kind is seker van die kosbaarste goed wat jy ooit in jou lewe kan kry. Mense daar buitekant sê, laat die kind self besluit. Laat die kind groot word en self besluite neem. Laat die kind sy eie kop volg en sy eie hart volg en self besluit wanneer hulle groot word, wie en wat. Ek dink nie dis reg nie. My kind kan nie self besluit nie. My kind weet nie wat is goed vir hom nie. Ek moet hom leer wat is goed vir hom. Want dit is die erfdeel wat God vir my gegee het. Spreuke 22 vers 6 sê, in Engels is dit Proverbs, hy sê, oefen die seun volgens die eis van sy weg, dan sal hy ook as hy oud word, daarvan nie afwyk nie. Julle weet wat dit beteken om jou kind te oefen. Beteken ek kan hom nie los dat hy self besluit nie. Ek kan nie my kind los en sê, as jy 16 is moet jy maar self besluit, of jy wat jy wil doen en hoe jy dit wil doen en wat ook al nie. Ek moet my kind guide. Ek kan onthou toe my kinders klein was, iets eenvoudig, ek kan ook vir jou stupid klink, maar my kind weet nie eens wat beteken 'n warm stoof nie. Ek kan die plaat aansit en ek maak iets op die plaat gaar en as ek klaar is, sit ek die stoof af en ek moet vir my kind sê, pas op, shushu. Ek weet nie hoekom shushu nie, maar shushu. Né? Moenie jou handjie daar so sit nie. En as jou van Jaarsveld is, en jou naam is Marius, dan moes my ma my 7 keer geslat het om my te herinner, dat ek nie my hand daar moet sit nie. Want ek wil mos nou die boundaries toets. En dis die eerste keer sê sy vir my, moenie jou hand daar so sit nie. Die tweede keer sê sy vir my, ek sê vir jou, jy moenie jou hand daar so sit nie. Die derde keer, dan 5-punt plan, Handelinge 5, papa. Nou, dis die beste ding wat gebeur. My ma het altyd geglo, jy slat 'n kind se boude, dan smel die was in hulle ore, dan hoor hulle beter. Want as jy warm raak van onderaf, kan jy beter hoor. Nou, ek het nog nooit gesê, daai is nie reg nie.
ek maak keer niks na hierdie goeters nie. Maar wanneer my kind dan nie eers weet om sy hand op 'n stoof te sit nie, en ek hom nie gaan guide wat is 'n warm stoof nie, hoe kan ek my kind los dat hy oor sy eie geestelike lewe besluit? Hoe kan ek my kind los dat hy besluit oor sy eie diskresie? Wat is dissipline? Wat is reg? Wat is verkeerd? Hulle gaan die maklike weg vat. Hulle kies nie dissipline nie. Hulle kies nie die guidance van die Here nie. En daarom is hierdie so belangrik, dat ek my kind moet, hoor gou hierdie woorde, oefen. Hoor wat sê die Engels? Die Engels sê, train a child in the way he should go. Training beteken, daar moet tyd ingesit word met my kind. Daar moet oor moet ek met my kind vir hom sê, wat is reg, wat is verkeerd, en dis my verantwoordelikheid as ouer. Ek dink 'n kind het meer nodig as liefde en aanvaarding. Hy het ook leiding, voorbeeld en rigting nodig. En ek dink dis wat ek hier uit hierdie spreuke ook kan uithaal. Dit voel vir my amper asof ek my kind in 'n posisie sit waar ek soos 'n pyl en 'n boog. En ek het aan hierdie vergelyking gedink en wrintie waar, né? Daar sê die Bybel dit ook. Die Bybel sê presies dieselfde. Hy sê, soos pyle in die hand van 'n held, so is die seuns van die jeug. Nou wat doen 'n mens met 'n pyl en 'n boog? In my idee, as my kind 'n pyl is en ek is die boog, ek het die boog in my hande, dan sit ek die kind in die regte rigting, ek mik, ek help hom, en ek stuur hom na die mikpunt toe. Ek kan nie vir my kind sê, jy's 'n pyl, go for it. Weet jy wat? Whatever. As jy nou nie wil iewers heen gaan nie, dan is dit ook okay met pappa. As jy maar net wil skeef gaan, is dit ook alright. Ek dink ons moet leer as ouers en as grootouers, en ek gaan nou kom by die res van ons, elkeen van ons se invloed is om 'n kind te help, om in die regte rigting, die boog gee stabiliteit. Wanneer ek die pyl binne in die boog sit, dan gee daai boog vir daai pyl stabiliteit. Dit gee vir hom rigting, of vir haar, gee haar rigting. Dit gee vir haar 'n wegspring in die lewe. Dit gee vir hom of vir haar 'n doelwit om heen te gaan. En dalk sit jy hier en jy sê vir my, Marius, I didn't sign up for this now. Ek meen, ek het nou vanoggend kerk toe gekom vir heeltemal 'n ander rede. Maar miskien kan jy meer van hierdie woord vat en dit op jou eie lewe ook toepas. Al is jy nie 'n ouer nie, al het jy nou geen belang by vanoggend se kinders wat hierso toegewy is nie. Wil ek jou vra, as jy dan die pyl is, wie is jou boog? Wie gee vir jou stabiliteit? Waarop val jy terug as jy onstabiel voel in die lewe? As jy onstabiel voel, waar kom jou stabiliteit vandaan? Waar kom jou rigting vandaan? Waar kom jou doelwit vandaan? Waarheen is jy op pad dan? Jy sien, ons kan dit deurtrek na enige iets toe. Ek meen, ons vat mos nie 'n plant as ons wil hy moet groei, dan trek ons hom aan die blare nie. Ek wil hierdie plant moet vinniger groei, dan vat ek hom en trek ek hom aan die blare. Dit gaan nie werk nie. As ek wil hê 'n plant moet groei, dan moet ek hom voeding gee. Dan moet ek hom lig gee. Dan moet ek vir hom water gee. Dan moet ek vir hom 'n environment sit waarin hy gelukkig is. Ek het iets geleer van plante die afgelope paar jaar van my vrou ouer geword het, wat ek nooit geweet het nie. Ons het nooit plantjies gehad en allerlei dinge nie. Julle moet sien hoe lyk ons erf nou. Dis net plantjies. Salome het een of ander stadium en daar iets in haar kop aangesit om plantjies. Né? En as jy sien, as daar 'n nuwe plantjie. Maar hierdie ene, Marius, moenie aan hierdie een raak nie, moet hom nie skuif nie, hy's gelukkig in hierdie vensterbank. Nie in daai vensterbank langs aan nie, hierdie ene, want hier kry hierdie plantjie genoeg lig. Hier kry hierdie plantjie genoeg voeding. Hierdie ene mag nie heeltemal in die son staan nie, dan gaan hierdie ene moet hom so half in die koelte sit. Hierdie ene soek bietjie meer van dit. En ek het goed geleer van plante wat ek in my lewe nie geweet het nie. As jy hierdie plant skuif, is daar moeilikheid. Ja, mamma. Maar is dit nie so met ons kinders ook nie? Elke kind is anderster. Elke kind.
Ek gaan hom nie aan sy blare gryp en hom laat groei nie. Ek moet sorg dat hy of sy in sy environment, dit wat hy nodig het, of dit wat sy nodig het, is daar genoeg lig vir my kind? Gee ek lig vir my kind? Julle almal weet van wat 'n lig ek praat. Gee ek genoeg voeding vir my kind? Gee ek genoeg nourishment vir my kind? En nou kan ek weer eens, ek wil met jou praat, as jy hier so sit en jy sê, Marius, ek is nie ouer nie, ek het niks met hierdie saak te doen nie, jy praat glad nie vanoggend met my nie, nou wil ek vir jou sê, kry jy genoeg nourishment? Staan jy op die regte plek? Kry jy genoeg lig en lug? Voed jy jouself dat jy kan groei? Want jy sien, ons moet voorbeelde wees. Ons kinders, nommer 2, volg ons voorbeeld. Hulle sien net ons roeping nie, maar hulle volg my voorbeeld. Hulle is so sponse. Het jy al met 'n kind, jy moet nou net een verkeerde woord sê. Nee, het jy al, ek weet nie van julle nie, maar het jy al 'n grips gehad vir jou kind of jou kleinkind en dan sê jy nou iets kras, of iets wat jy nou nie moet sê nie. En dan kan jy wat doen in jou lewe om 'n ander woord wat soos hy klink daarin te bring, né? Of jy jy praat, hierso, daai kind het al 3 keer daai woord gesê. Né? Hulle is so sponse. Hulle volg ons voorbeeld of ons dit nou wil weet of nie. Hulle hoor gou wat sê die Bybel, hoe ons dit kan regmaak. Hy sê vir ons in Deuteronomium 6 vers 6 tot 8. Hy sê, en hierdie woorde wat ek jou vandag beveel, moet op jou hart wees. En jy moet dit jou kinders inskerp en daaroor spreek as jy in jou huis sit, as jy op die pad is, as jy gaan lê, as jy opstaan. Sien julle die herhaling? Hy sê, ook moet jy dit as 'n teken bind op jou hand, en dit moet 'n voorhoofsband tussen jou oë wees. Nou het julle al gesien dat die Jode, van die Joodse geloof, het hulle so 'n band om hulle kop met so 'n klein boksiekie dingetjie hierso. Hulle sit die Torah, né? Die Torah, is nie 'n tiara nie, 'n Torah, né? 'n klein Bybeltjie, die woord van die Here, sit hulle of die gedeelte van die woord van die Here, ek het so stel, die wet van Moses, bind hulle teen hulle koppe vas en dan het hulle sulke goeders wat hulle so om hulle arms draai. Hulle vat hierdie teks letterlik op. En hulle doen dit letterlik. Nou, daar's niks aan my fout as jy dit letterlik wil opneem, nie. Maar ek dink hier's ook 'n betekenis hierso in. Dat as ek my kind wil reg groot maak, as ek 'n kind wil guide, dalk is jy onderwyser, en jy guide baie kinders, dan moet ek die woord vasmaak in my kop. Dat ek dit vir hulle kan oordra, tydig en ontydig. Dis dalk ontydig vir hulle, maar dis tydig vir jou. En ek moet dit in my handelinge nie net vasbind nie, maar wat ek doen. Want jy sien, my kind volg nie wat ek sê nie. My kind volg wat ek doen. My handelinge is net so belangrik soos dit wat ek sê. Die swakste voorbeeld wat 'n mens ooit kan gee is moenie doen wat ek doen nie, doen wat ek sê. Hoor wat sê die woord vir ons hierso in Deuteronomium. Hy sê ons moet daaroor praat. Ons moet dit leef. Ons moet dit wys. Ons moet dit herhaal om dit vas te maak in ons kinders se harte. Kom ons bou 'n huis waar ons kinders ons voorbeeld kan volg, sodat ons vir hulle lig kan wees in 'n donker wêreld. My grootste begeerte is dat my kind weer 'n lig sal wees vir my kleinkinders in 'n donker wêreld. Julle, toe ons ouers ons groot gemaak het, as jy bo 50 is, soos ek, en jy staan nou al in die einde van die 50s, dan wil ek vir jou sê, ons het anders groot geword as hierdie kindertjies. Heeltemal anders daar. Ons het heeltemal anders groot geword. Ons was so beskermd. Maar weet julle wat? Hierdie kinders is nie so beskermd nie. Hulle beskerming is in hulle huis. Hulle beskerming is by hulle gemeente waar jy hulle heen gaan vat om onderrig te word in die woord van die Here. Ek kan net bid, Here, gee my en maak my 'n voorbeeld dat hulle my kan volg. Ongelukkig word ons kinders se waardes gevorm deur die verkeerde goed. TikTok bepaal hulle waardes. Instagram bepaal hulle identiteit. Vriende
bepaal hulle gedrag. Kultuur bepaal hulle moraliteit. Maar weet jy wat, ons kan nie laat hulle moraal en hulle kultuur en hulle identiteit bou op hierdie goed nie. Want hoe meer likes ek kry, en hoe meer populêr ek is, en hoe meer followers ek het, hoe beter mens is ek. Dis nie waar dit gaan nie. En daar's groot mense wat vir dieselfde ding val. Ek moet my kind vat en vir my kind sê, God is die waarheid. Gaan soek God, en jy sal die waarheid ontdek. Hoe jy dit ook al sien. Romeine 12 vers 2 sê, word in hierdie wêreld gelykvormig word verander, hoor gou hierso, deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Beproef beteken, ek moet dit op die proef stel. Ek moet die waarheid meet, ek moet enige ding aan die waarheid meet, nie aan my normes nie, nie aan my standaarde, nie aan my interpretasie nie, maar 'n interpretasie van dit wat God wil hê, wie en wat ons moet wees. Dis Romeine 12 vers 2 se bedoeling. Kinders hoor nie wat ouers sê nie. Hulle absorbeer wat hulle sien. Ek het hierdie gehoor, hierdie seentjie, hy en sy pa loop, en hy sê vir sy seun, hy sê, moenie in die modder trap nie. Hy sê, papa, moenie worry nie, ek trap waar papa trap. Wow. Ek trap waar papa trap. As papa in die modder trap, gaan ek ook in die modder trap. Dis 'n feit, julle. Dis waarmee ons te doen het. Ek het so 'n bietjie raad aan die ouers, en ek wil vir jou 3 verse gee. Vir die ouers. Enige ouer, maak nie saak of jy nou volgens jou kind toegewy het, en of jy nou 'n ou ouer is, of 'n groot ouer is, of wat ook al. Kyk net gou na hierdie 3 versies wat ek vir jou wil gee. 1 Korintiërs 11 vers 1. Wees my navolgers, soos ek dit van Christus is. Follow my example as I follow the example of Christ. Is nie my example and I can walk wherever I want to walk nie. I will follow Christ. I will follow God. And you follow me. Maar ons is nie bereid om dit altyd te sê nie. Galasiërs 6 vers 7. Moenie dwaal nie, God laat hom nie bespot nie, want dit wat die mens saai, sal hy ook maai. Dit wat ek aan my kind gaan inbou, is dit wat my kind gaan word. As ek, wat ek ook al aan my kind inbou, is dit wat die groot mens wat my kind gaan word. As ek niks aan hom inbou nie, gaan daar niks uitkom nie. As ek verkeerde goed aan my kind inbou, gaan daar verkeerde goed uit my kind uitkom. En dan kan ek nie omdraai en sê, waar was die Here nie? Want hy is my geskenk. God het daai kind vir my gegee. Hy het my vertrou, hy het my genoeg vertrou om te sê, ek gaan jou 'n papa of 'n mamma maak, of 'n ouma of 'n oupa, of 'n tannie of 'n oom van daai kind. Guide hom. Laaste enetjie. Julle almal ken hom, Psalm 119:105, wat sê, U woord is 'n lamp vir my voet, en 'n lig vir my pad. Here, as ek net my kinders op U woord kan groot maak, sal dit goed wees. Ek is nie perfek nie, maar ek is teenwoordig. Hoor jy dit? As jy vir jou kind sê, papa en mamma, of oupa en ouma, of oom en tannie, of wie ook al ons is, ek is nie perfek nie, maar ek sal daar wees. Ek het ooreenkoms met my kinders gehad, toe hulle op universiteit was. Ek hoop nie hulle gee om wat ek het sê nie. Maar ek het vir gesê, vir al twee van hulle gesê, Zanay, Anshanay, papa het julle geguide tot hierso toe in matriek. Ek kan doen wat ek kan doen, maar weet jy wat, jy gaan in 'n koshuis toe, en jy gaan swat, en jy gaan baie dinge sien, en jy gaan baie dinge ervaar in Potchefstroom, wat ek nie oor enige beheer het nie. Jy gaan nou jou eie besluite moet neem, my kind. Maar beloof my een ding, as jy in die moeilikheid is, al is dit 3 uur in die oggend, al is dit wat 'n tyd, bel my. Ek sal in my kar klim, ek sal Potchefstroom toe ry, ek sal jou gaan haal, ek sal jou waar jy ook al is, ek sal jou vat tot by jou koshuis, ek sal nie 'n woord sê nie, en ek sal jou daar los as ek weet jy is veilig. Ek sal terugry Johannesburg toe, ek sal dit nooit weer opbring, of dit ooit in my lewe teen jou hou nie, want ek is jou veilige hawe. Ek het nooit so 'n oproep gekry nie. Ek het een keer 'n oproep van een van my dogters gekry. Want sy het die volgende dag vir my gesê, papa,
Ons het gisteraan dit en dit en dit en dit en dit en dit gedoen. Ek het vanoggend klas gemis. Ek voel horrible. Dit sal nooit weer gebeur nie. Ek wou net gehad het, papa moet weet. Paar jaar daarna het my ander dogter my gebel eendag. Van 'n plek af. Het my gesê, papa, ek is hier. Kom haal my. Kom haal my asseblief, ek voel onveilig. Ek het in my kar geklim, my kind gaan haal. Haar veilig in my kar gesit en met haar gery. En terwyl ons so ry, het ek nie 'n woord gesê nie, want ek my belofte onthou aan haar. En uit haar eie uit het sy vir my gesê, papa, kan ek jou vertel wat vanaand gebeur het? Sê ek vir as jy wil, dis jou keuse. En sy het haar hartjie teenoor my oopgemaak. Nie omdat ek 'n goeie pa is nie, julle. Maar omdat ek vir my kinders groot gemaak het, dat ek is hulle veilige hawe. Salome is hulle veilige hawe. Hulle deel goed met hulle ma, wat hulle nooit met my deel nie. Dis okay. Dis alright. Hulle deel weer goed met my, partykeer, wat hulle nie met ander mense weer deel nie. En is okay. Jy is jou kind se kompas in hierdie storm. Ja, gaan daar storm wees in my kinders se lewens? Ja. Maar net solank hulle weet wie is hulle kompas. En ek en jy is hulle kompas. Ek sluit af met my laaste punt. Jou kinders is ons familie. Ons het 'n gesegde. Ons kinderbediening het 'n gesegde. Hy sê, jou hartklop is ons passie. Ons almal se harte klop vir ons kinders. Maar ons sal sorg dat jou hartklop ons passie is. Om jou kind groot te maak. Saam met jou. Maar weet julle wat, hulle sê ook in Engels, it takes a village to raise a child, né? En hier sit die village vandag, né? Of ek nou van jou familie is of nie, ek weet jy wil my nie as familielid hê nie, maar dis okay. Dis alright, ek kan dit vat. Maar ek sal myself tot jou beskikking stel en ons gemeente. Ons wil saam met jou op pad stap. Jou kinders word ons familie. Jy is welkom om enige tyd met ons te kom praat. En ons in te roep en ons raad te kry. En as ek nie weet nie, is daar slimmer mense as ek, wat wel weet, na wie ek jou kan verwys. 2 Timoteus 1 vers 5 illustreer hierdie ding vir my so mooi, waar Paulus vir Timoteus skryf, 'n jong man, en hy skryf vir hom in sy brief, sê hy vir hom, ek dink aan jou opregte geloof. Hoor gou waar kom sy invloed vandaan. Hy sê, ek dink aan jou opregte geloof, dieselfde geloof wat in jou ouma Louise is, en in jou ma Eunice was, en wat daarvandaan ek oortuig ook in jou is. Ouma? Oupa? Grootouma? Grootoupa? Al die ooms en tannies? Dit wat ons is, dit wat ons het, ek soek nou op nog 'n paar oumas se oë hierso, Elmarie, né? Dit wat ons het, dit wat ons is, dit wat ons vir ons kind leer, het 'n invloed op hulle lewens, net soos dit op Timoteus gehad het. So kom ons maak hierdie village vandag sterk, en ons sê vir onsself, ek is deel van hierdie village. En dalk in jou familie het jy nodig om in hierdie village te wees. Dalk het God vir jou spesifiek daar gesit om in hierdie kind in te bou. Galasiërs 6 vers 2, en jy kan dit dalk buite konteks sien van wat ek vanoggend oor preek, maar Galasiërs 6 vers 2 sê, dra mekaar se laste. Hoe kan ons mekaar se laste dra, soos nie ons familie se laste eers kan dra nie? Dis interessant, dat daar soveel mekaar woorde is, wat ons raakloop. Kom ons staan saam. Ons as gemeente maak die volgende kommitment aan julle. En hier kom ons kommitment na jou toe. Ons sal vir jou kind bid. Ons sal jou kind nou bedien, nie later nie. Ons sal help om vir jou kind 'n voorbeeld te wees. Ons sal mentorskap voorsien vir jou en jou kind, as dit nodig is. Ons sal voorloop, as ons moet. Ons sal wel ons plek ken, en jou as ouer altyd respekteer. Ons sal 'n veilige ruimte skep van 'n Hawa se kant af,
vir jou kind om gemaklik en groot te word. Ons sal jou en jou kind in waarheid en in liefde lei. Dis my kommitment namens ons as gemeente. Kinders onthou nie preke nie. Groot mense ook nie. Predikante ook nie. Iemand vra my so ruk terug, Marius, waaroor het jy verlede Sondag gepreek? Ek sê, wag, wow. Ek sê moet gaan kyk in my boek. Sorry. Maar weet jy wat? Die punt is, kinders onthou nie preek hulle nie. Hulle onthou wie het hulle lief gehad. Wie tyd gemaak vir hulle. Wie was eg en opreg met hulle. En wie het hulle ondersteun. Dis wat hulle onthou. Daarom is dit so belangrik dat ons elkeen 'n village het om ons kinders. Daar's geen groter blydskap as dit nie. Dat ek hoor dat my kinders in die waarheid wandel. Daar's nie 'n groter blydskap as dit nie. Daar's nie 'n groter trots in my as ek sien hoe my volwasse kinders goeie besluite neem nie. Dit is vir my die lekkerste om te sien hoe Herman en Zanay en Andrei en Ansh besluite neem waarop ek en Salome so trots is. Nie net vir hulle self nie, maar ook vir ons kleinkinders. Mag die Here vir julle seën en mag die Here met julle bewaar. Jy kan dit afneem as jy wil, met jou selfoon, as jy dit wil saam met jou vat. Ons kan dit op die website sit. Maar kom ons maak vanoggend 'n kommitment. As Hawa, as ouers, as voorbeelde vir kinders. My oog vang vir Christel sommer net. Christel, skus ek sit jou op die spot, maar Christel, soos julle almal weet, doen kuns. En Christel bied kunsklasse aan vir kinders. Die kinders wat na haar toe kom vir kunsklasse is nie haar biologiese kinders nie. Dis haar aanneemkindertjies. Dis haar voorbeeldkindertjies. My skoonsussie se dogter het by Christel klasse gekry. Albei van hulle, né? Denike en die Antay kan nie genoeg praat van Tannie Christel nie. Ek wil dit net sê, dat ons kan sien wat ons invloed is op kinders. Of jy 'n onderwyser is, en of jy 'n ouer is, en of jy 'n afrigter is, en of jy wat ook al is. Kom ons skep 'n plek, 'n huis, waar in ons lewens, waar my kind voel, gebed is normaal. Die Bybel word nie gelees nie, maar geleef. Vergifnis word gedeel, want my kind leer om te vergewe soos ek vergewe. Dis 'n plek, my huis is 'n plek waar eerlike gesprekke in liefde plaasvind. My huis is 'n plek waar liefde prioriteit kry. My huis is 'n plek waar Jesus welkom is. As jy hierdie kommitment wil maak, maak gou jou hart stil en sê dit vir die Here. Jy kan op die bord lees en jy kan bid wat jy wil bid en jy kan oorslaan wat jy wil oorslaan. Maar ek wil jou geleentheid gee tot dit. Hemelse Vader, ons kom bid vir ons as ouers en grootouers en ooms en tannies en almal wat 'n invloed het op enige kind se lewe, of dit nou maar ons eie kinders is en of dit nou ander mense se kinders is en of ek nou wie ook al wat ook al is, dis ek een of ander voorbeeldposisie staan, selfs vir jonger mense by my werk. Here, daar's jonger mense wat saam met ons werk wat ons 'n invloed op hê as bestuurder, as supervisor of wat ook al. En ons kom bid vir elke persoon met wie ons, op wie se lewe ons 'n invloed het. En ons kom na U toe, Vader, en ons kom bid dat U ons sal help
om ons kinders en al die mense op wie ons invloed het, so te beïnvloed, dat U naam verheerlik word. Ons kom verklaar voor U, Here, dat ons kinders behoort nie aan die wêreld nie, maar dat ons kinders aan U behoort. Ons wil kom vra, Here, dat U ons sal help om 'n lig vir hulle te wees in hierdie donker wêreld. Dat hulle die waarheid sal leer en die waarheid sal leef as gevolg van ons as hulle voorbeelde. Help ons, Here, om die fondasie by elkeen van hulle te lê van U self, en dat hulle op daardie fondament kan bou vir hulle toekoms. Ons bid dit in die naam van ons koning en ons verlosser, Christus Jesus. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die gemeenskap en die inwoning van die Heilige Gees in elkeen van julle se harte. Amen.